derde dag van week 1 van Each One Reach One. Soos ons laas keer gehoor het die Here 'n hart vir mense wat verloor gaan. En hy nooi ons uit om ook betrokke te raak. In Matteus 28 vers 19 en 20 sê Jesus vir sy disippels as laaste opdrag, gaan dan na al die nasies en maak die mense my disippels. Ja, te gaan is 'n werkwoord. Dit is 'n woord wat baie energie kan hê, baie aksie kan hê. Gaan is nie 'n passiewe woord. Dis nie sit stil, die Here sê nie vir sy disippels sit stil. Hy sê gaan. En hy sê vir hulle ook waarheen hulle moet gaan. Gaan na al die nasies toe en maak die mense my disippels. As jy iets maak, iets skepend, iets nuut, en die Here nooi ons uit om saam met hom te skep. Hy is 'n skepper God en hy nooi ons uit om disippels te maak, om mense om ons te leer alles wat ons al van hom geleer het. En ek dink baie keer is hierdie opdrag voel oorweldigend en voel moeilik, maar in daai selfde teksvers is die belofte, en ek sal by julle wees totdat hy weer kom, tot aan die einde van die wêreld. Vir ons as 'n koppel toe ons mekaar eintlik net ontmoet het op universiteit, was baie jonk en onervare, maar baie bereid om te doen enigiets wat die Here vir ons vra. En toe ons die uitnodiging en die uitdaging kry, wat Matteus 28 vers 19 en 20 rig, om te gaan na al die nasies, toe het ons dit letterlik as 'n opdrag vir ons gesien om te gaan, en het ons gegaan Thailand toe, om daar disippels te maak, en dit is iets wat ons vandag nog mee besig is, om die waarheid te sê, gaan ons binnekort weer, ons was baie keer al daar, en ons gaan binnekort weer, om disippels te maak, is 'n voortdurende ding, want ons leer nuwe goed by die Here, en dan is dit weer 'n geleentheid om ook weer dit wat ons intussen geleer het, weer met ander mense op te deel. Wat vir ons egter belangrik is, dat hier is nie net die uitdrukking van die wêreld nie, dit is ook gewone goed, soos in ons huis, in ons kinders, maak disippels. Die disippels opdrag is in ons huise met ons kinders se maats wat kom kuier, in die skole waar hulle in skool gaan. Ja, en dit is in ons kinders, in ons interaksie met ons kinders, seker een van die beste plekke om disippelskap toe te pas, want ons het dag tot dag, heeldag deur, ons hele lewe deel ons met ons kinders. En daarom is dit 'n baie meer omvattende disippelskap maak, en disippels maak, as net 'n korttermyn uitreik. Ons was baie onervare, toe ons die eerste keer gegaan het Thailand, toe ons was baie onseker, ons het nie eers geweet heeltemal hoe om disippels te maak nie, maar uit gehoorsaamheid het ons wel gegaan, en die Here, soos Zelda sê, is met ons, en hy leer ons, en hy neem ons verder, soos wat ons stap in hierdie pad van. In hierdie vers waar hy praat van disippels, dan as ek dink aan wie die disippels was in die Bybel, is die mense wat Jesus uit vrye keuse gevolg het. Dit is nie mense wat aangemoedig was en by mekaar gemaak was, daar was nie groot reëlings nie, dis net mense wat agter Jesus aangestap het, omdat hulle was nuuskierig, hulle wou meer van hom weet, hulle wou hoor wat hy sê. En dit is wat ons moet doen met ons lewe, is ons moet mense vrywillige navolgers van Jesus maak. Ons kinders moet vrywillig die Here wil volg. En die vaderhart van God met sy missie om mense se harte aan te raak en te wen. Dit is wat ons motivering is. Nie uit vrees of uit soeke vir beloning nie, maar omdat ons iets verstaan en meer verstaan van wat gaan in God se hart aan. Ter afsluiting vandag, as ons dink aan die Each One Reach One, wil ons julle uitdaag, wie gaan jy bereik? As jy dink, elke een wat hierna kyk, rig ons die uitnodiging, die uitdaging, wat Jesaja 6 vers 8, wanneer God vra in sy woord, wie kan ek stuur? En die vraag is of, kan jy antwoord, hier is ek, stuur my. Gaan nou na die beskrywing van die video om vandag se vraag deur te werk.